Hartlike goeiemôre op hierdie Shabbat-oggend. Ek eer Abba Vader vir sy liefde en sy genade en dat hy nog 'n dag vir ons kom gee het waar ons in sy teenwoordigheid kan inbeweeg, in sy vrede, in sy rus en in sy teenwoordigheid. Mense, baie dankie dat jy ingeskakel is. Ek wil vandag so 'n bietjie met die manne en die vroue praat. Ek wil met jou praat oor die huwelik en die belangrike rol wat ons as manne en nou natuurlik wat die vroue ook speel. So hierdie boodskap, weet ek somme, gaan 'n verandering maak in jou lewe. En hierdie boodskap moet jy share. Jy moet dit stuur na mense toe. Jy moet dit uitstuur na jou familie. Jy moet dit uitstuur na getroude paartjies. Want hierdie boodskap gaan jou lewe verander. Hierdie boodskap gaan jou huwelik verander. En ek wil hierdie kom oordra vandag met 'n hart van opgewondenheid. Ek wil dit oordra met die regte gesindheid, sodat die lewende God vereer en verheerlik sal word, ook in die huwelik. So, die huwelik is nou natuurlik vir Vader baie belangrik. Die huwelik is vir Vader baie belangrik. Hy het die eenheid ingestel van die huwelik tussen man en vrou in die tuin van Eden. Vader het ingestel, en as Vader het ingestel het, dan beteken dit dat die huwelik is vir Vader belangrik. So dit is die vyand se doel om hierdie eenheid van die huwelik tussen man en vrou skade te rig en te vernietig. Die duiwel doen dit al van die begin af, en hy doen dit vandag nog steeds. Sy doel is om hierdie eenheid, dit wat Vader belangrik ag, om dit te skei, om skade te rig en te vernietig. Onthou, een ding, dat die duiwel haat die orde van Jahwe. Die duiwel haat die orde van Jahwe. Wanneer die huwelik nie reg werk nie, dan verwoes dit mense se lewens. Dit beïnvloed die kinders, sodat die opkomende geslag disfunksioneel is en dat dit moeiliker raak vir die volgende geslag, vir die opkomende geslag, om nou natuurlik Jahwe te soek. So, dis die orde van Vader. Die orde van Vader is die huwelik tussen man en vrou, en wanneer die huwelik reg is, dan is die huisgesin reg. Dan is die volgende geslag reg. Dan is daar orde in dit wat Vader geskep het. Maar die oomblik wanneer die huwelik nie werk nie, dan word twee mense se lewens verwoes, en dit beïnvloed die kinders, en dit beïnvloed die opkomende geslag, en dit wat ek nou natuurlik leer by my ma en my pa, gaan ek toepas in my eie huwelik. Dis hoe dit werk. So die wêreld en die samelewing kondisioneer die mens om sekere dinge te aanvaar met betrekking tot die huwelik, en ook as die rol van die man, en ook as die vrou. En is hartseer om te sien dat soveel programme en soveel films beeld 'n verkeerde orde uit van Jahwe. Dit beeld uit dat die man is swak, en die man kan niks reg doen nie, en die vrou heers oor die man, en die man moet net reg staan en keer, want my vrou is so moeilike mens. Dit beeld 'n verkeerde siening uit in terme van die huwelik. En die wêreld en die samelewing kondisioneer ons as mens om hierdie goed maar net te aanvaar. Want jy sien, die vrou dra die broek in die huis. En die man moet maar net ja en mooi reg staan vir alles, en man net sê my vrou, dis reg my vrou. En die vrou neem die rol van die man heeltemal oor. En die wêreld en die samelewing kondisioneer die mens. En is hartseer om te sien. Ons as gelowiges, ons as ware gelowiges kan nie 'n wêreldse siening hê oor die huwelik nie. Ons moet 'n Bybelse siening hê oor die huwelik. Mense, hierdie is 'n baie belangrike term wat ek nou vir jou gee. Die feit dat ek en jy nie 'n wêreldsiening kan hê oor die huwelik nie. Want die wêreld kondisioneer ons. Die wêreld stel 'n sekere standaard vir die huwelik, en ongelukkig hardloop mense daarmee, want ons sien dit in films, ons sien dit in TV-programme, ons sien dit oralste, ons sien dit in die samelewing. Dis seker maar hoe die huwelik moet wees, so dan is ek nou maar okay daarmee. Nee. So daar is 'n wêreldsiening oor die huwelik, en daar's 'n Bybelsiening oor die huwelik. Nou kom ek gee gou vir jou die wêreldsiening oor die huwelik. Die wêreldsiening oor die huwelik is die volgende. Ek kan skei wanneer ek wil en soos ek wil.
Dis die wêreldsiening. Ek kan skei wanneer ek wil en soos ek wil. Die wêreldsiening is, ek het nie nodig om getrou te wees en getrou te bly aan my huweliksmaat nie. Nie nodig nie. Ek het nie nodig om getrou te wees en getrou te bly aan my huweliksmaat nie. Die wêreld se siening is dat my geluk as individu, my geluk is die belangrikste en daarom gaan ek doen wat my gelukkig maak. Die wêreld se siening is wanneer die fisiese koneksie afneem, kan ek maar aanbeweeg na iemand anderste met wie ek 'n fisiese koneksie het. En hier lê die groot probleem. Want die duiwel het dit so reg gekry dat die huwelik word vervang of die koneksie met mense word vervang deur welis en nie meer liefde nie. Want nou is dit oukei om voor huwelik 'n gemeenskap te hê en voor huwelik het jy sommer 'n paar paartjies waarmee jy gemeenskap het en daar is sommer 'n hele klompie. En dan is dit oukei, want jy sien die oomblik as die koneksie, die fisiese koneksie begin afneem, dan kry ek maar vir my iemand anders. En die hele fondasie van die huwelik word geskep op welis in steede daarvan dat die koneksie gebou word met liefde. So wanneer die fisiese koneksie afneem, kan ek maar aanbeweeg na iemand anderste met wie ek 'n fisiese koneksie het. So dis oukei. Ek kan maar net kyk vir 'n ander fisiese koneksie. As ek agterkom maar hoorie so ek raak nou so 'n bietjie koud hierdie kant, dan kan ek net 'n ander koneksie kry. So die wêreld se siening is ek hou my opsies oop vir as dinge nie uitwerk nie. Aan die ander woorde, ek hou die nommers of ek hou die kontakte of ek kyk by die werk, miskien gaan daai ene dalk beter werk as my huidige eggenoot. So ek hou my opsies oop, jy weet, vir as die dinge nou nie uitwerk nie, dan weet ek kan daarom iemand anders te kry. En die wêreld se siening is, ons almal verander, en ons prioriteite bly nie dieselfde nie, so as ek verander, dan kan ek seker maar verander in my huweliksmaat ook. So dis die wêreld se siening, maar wat is die Bybelse siening oor die huwelik? Die Bybelse siening oor die huwelik is, dit is 'n huwelik, 'n verhouding tussen een man en een vrou. Een man en een vrou. Ek het nou vir julle gesê dat baie keer word die fondasie gebou van 'n huwelik op welis. Want die man en die vrou kom by mekaar en is gemeenskap voor die huwelik. En baie keer is daar somme veelvoudige verhoudings en veelvoudige gemeenskaplike verhoudings en dit verwoes 'n mens se lewe. Want nou het ek gemeenskap met hierdie persoon en ek het gemeenskap met daai en ek het gemeenskap met hierdie een en nou wil ek in die huwelik tree en nou kom ek agter maar hoorie so, iets is nie lekker nie. Want ons het gemeenskap voor die huwelik en nou na 20 jaar, nou dat die kinders uit die huis uit is, dan kom jy agter maar hoorie so, ons hoort eintlik nie saam nie. Ons het dit maar net gedoen ter wille van die kinders. En dis wat baie keer gebeur. En baie keer na 3, 4, 5, 6 jaar, na die honeymoon fase verby is, dan kom mense agter maar hoorie so, ons hoort eintlik nie by mekaar. Partykeer is mense saam, hulle bly saam en hulle het gemeenskap saam en hulle bly saam vir 3, 4 jaar en dan besluit hulle hoorie so, kom ons trou nou en dan oomblik as hulle trou, dan is daai excitement weg want ons het gemeenskap voor die huwelik en dan kom hulle agter maar ons het eintlik niks in gemeen nie. Want dit was altyd net op die fondasie van welis. Nou is ons wettiglik getroud, nou is al daai excitement weg, want jy sien die fondasie was gebou op welis in steede van liefde. So, die Bybelse siening is nog steeds, die huwelik is tussen een man en een vrou. Veelvoudige verhoudings verwoes. Ek sê dit baie vir jong mense, as jy in 'n verhouding is, en jy ontmoet iemand en jy is nou in 'n verhouding met daai persoon en jy kom agter en jy weet dit baie vinnig. Jy weet dit baie vinnig. En jy kom agter maar hoorie so hierdie persoon is nie die persoon wat ek wil trou nie. Hierdie is nie die persoon wat ek vir die res van my lewe wil saam spandeer nie. Dan stop jy die verhouding en jy beweeg aan. Want wat gebeur? Nou bly jy 'n jaar saam met daai persoon? Ag, ek wil seker maar iemand date.
En jy bly saam met daai persoon en wat gebeur daarna? 'n jaar en 'n half daarna, partykeer nog vinniger. Hoorie, so ek is nou saam met hierdie persoon, wat gebeur dan? Dan moet dit oorbeweeg in 'n seksuele verhouding en dan maak mense verkeerde besluite. So, is nog steeds tussen een man en een vrou en veelvoudige verhoudings verwoes. Hoekom? Want dis 'n verbond. Die Bybelse siening is dat dis 'n heilige verbond tussen 'n man en vrou. Want die oomblik wanneer jy gemeenskap het met iemand, staan jy in 'n verbond met daai persoon. En dis hoekom veelvoudige verhoudings verwoes, want dan het jy 'n verhouding met hierdie ene, gemeenskap met daai persoon, en jy het gemeenskap met daai persoon, en jy het gemeenskap met daai persoon, en elke keer wat jy gemeenskap het met 'n ander persoon, staan jy in 'n verbond met daai persoon. En baie mense verstaan dit nie. En dan wonder hulle maar, hoorie so, hoekom is my huwelik, hoekom val my huwelik uitmekaar? Want die man kom van veelvoudige seksuele verhoudings en die vrou kom van veelvoudige seksuele verhoudings, so daar's 'n klomp verbonde wat nou by mekaar kom en nou staan jy in 'n verbond met jou vrou. En dan wonder jy maar, hoekom werk ons huwelik nie? Jy sien, Vader gee vir ons die bloudrukplan in terme van die huwelik tussen man en vrou. So wat moet nou gebeur as dit wel gebeur het? Daai verbonde moet gebreek word. Dis hoekom dit vir my baie belangrik is om huweliksberading te doen voordat ek mense trou. Dis vir my absoluut belangrik, want dis 'n heilige verbond tussen man en vrou. 'n Heilige verbond. Net soos wat ons in 'n verbond staan met Vader deur die bloed van die lam, so is die huwelik ook 'n verbond. En as dit 'n verbond is tussen man en vrou, een man en een vrou, dan word daai verbond bevestig deur bloed. So dit werk. Dis hoe Vader dit ingestel het. So die Bybelse siening is 2 word 1 vlees. 2 word 1 vlees. Dis nie meer ek of jy nie, maar ons. En dis nie net fisies nie, dis fisies, geestelik en emosioneel word jy een. Dis hoekom baie mense sê gewoonlik, ja, as die vrou dalk die kar gestamp het, hoorie so, ons het die kar gestamp, want ons word een. Maar is belangrik om dit reg te verstaan, dis een fisies, dis een geestelik, en is een emosioneel. So die Bybelse siening is, dat die huwelik reflekteer en verteenwoordig Yeshua en die gemeente as sy bruid. Dis wat dit verteenwoordig, net soos wat Yeshua die bruidegom verteenwoordig en die gemeente die bruid verteenwoordig, dis wat dit verteenwoordig om man en vrou in die huwelik saam te wees. En dan die Bybelse siening oor die huwelik is, daar is 'n goddelike doel tot die huwelik. Daar's 'n goddelike doel tot die huwelik. Die wêreldse siening is, weet jy wat, ek sal nou maar trou en ek kan maklik daar uitklim en ek kan iemand anders te kry en daar's ander opsies en ensovoorts. So daar is 'n Bybelse siening. Die Bybelse siening is dat die huwelik het 'n goddelike doel. En daai goddelike doel is, daar's 'n gesamentlike aksie wat moet plaasvind in die huwelik. 'n Gesamentlike aksie. Daai gesamentlike aksie is om saam geestelik te groei. So die man en die vrou moet saam geestelik groei. So die oomblik as die man groei geestelik, kan hy nie sy vrou uitgroei nie. Hy moet stop en hy moet sy vrou bedien en hy moet sy vrou oplig en saam met hom vat, selfs met die vrou. Baie keer, en ek sien dit in die bediening, baie keer is die vrouens groei die mans uit in terme van geestelike groei. Dan moet die vrou stop en die vrou moet hande gee en die man vat by die hand en optrek en saam groei in die huwelik, saam geestelike groei toepas. So dis 'n gesamentlike aksie. So die goddelike doel is in die huwelik is ondersteun en help mekaar. Die goddelike doel is bied 'n standvastige fondasie om kinders groot te maak. Dis die doel van die huwelik. Want kom ons wees eerlik.
As die man en die vrou geskei is en daar's dalk 'n ander vrou en daar's weer 'n ander man en die kinders moet van hierdie huis af en dan weer na daai huis toe en is mamma hier en 'n stiefpa en is pa daar en 'n stiefma, dit bring verwarring. Dit bring verwarring. En die kind word groot en weet nie waar moet ek inpas nie, want by hierdie huis kan ek dit doen en by daai huis kan ek nou so doen en hierdie ma sê dit en daar sê stiefma dit, so daar is verwarring. En Vader soek 'n standvastige fondasie om die kinders groot te maak volgens die vrese van Jahwe. En die duiwel het dit reg gekry om ons te kondisioneer deur die samelewing en deur die wêreldsiening om te sê dis oukei. Jy sien, want daar moet 'n standvastige fondasie wees om die kinders groot te maak. Om die kinders groot te maak in die vrese van Jahwe, want wanneer dit gebeur, dan verheerlik ons Vader in die huwelik, ons verheerlik Vader in terme van ons kinders, en dis waar dit gaan, daar moet 'n standvastige fondasie wees. En die goddelike doel van die huwelik is, daar moet wederwysige onselfsugtigheid wees. Wederwysige onselfsugtigheid. Met ander woorde, ek kan nie selfsugtig wees in die huwelik nie. Dit gaan nie net oor my nie. Gaan nie net oor die man nie, gaan nie net oor die vrou nie. En ongelukkig is dit baie keer so in die huwelik, dis net die man wat geld. En as die man gepraat het, dan moet almal luister. Of is net die vrou se opinie wat geld. En dan onderdruk die vrou die man. So dis die geestelike of die goddelike doel van die huwelik is wederwysige onselfsugtigheid. Het jy geweet, manne, luister gou-gou. Het jy geweet as jy wil hê jou vrou moet doen wat jy graag wil hê, moet jy aan jou vrou doen wat sy graag wil hê. En dieselfde aan die ander kant. Vrouens, as jy wil hê dat jou man moet doen wat jy graag wil hê, dan moet jy aan jou man doen wat hy wil hê. Dis hoe dit werk. Dis wederwysige onselfsugtigheid. So ek is daar vir my vrou en ek ondersteun haar en ek help haar en hoe meer ek daar is vir haar, hoe meer is sy daar vir my. So wat is my rol in die huwelik as man en vrou? Wat is my rol? Ek wil gou heel eers begin by die vroue. Wil heel eers begin by die vroue. Nou, vroue, julle moet nou mooi luister. Vroue, jou rol is, luister nou baie mooi. Hierdie is 'n baie belangrike punt. Hier moet die ore nou gespits wees. Nou moet jy jou pen reg kry. Nou moet jy aantekeninge maak. Hierdie is van kardinale belang vir alle vroue. Nou luister gou-gou. Vroue, jou rol is nie om jou man se lewe vir hom moeilik te maak nie. Dis nie jou rol nie. Jou rol is nie om jou man se lewe vir hom moeilik te maak nie. Eintlik moet die huwelik hemel op aarde wees. En ongelukkig is die huwelik in baie opsigte en in baie huise is dit hel op aarde. So vroue, jou rol is nie om jou man se lewe vir hom moeilik te maak nie. En die woord praat juist daarvan. Hy praat daarvan in Spreuke 21 vers 9. En hy sê dit is beter om op die hoek van 'n dak te woon as by 'n twisgierige vrou en 'n gemeenskaplike huis. Hier waarsku die Bybel. Die woord waarsku om te sê, ouens, pas op vir 'n vrou wat jou lewe moeilik maak. So wat is die vrou se rol dan? Nou wil ek jou vat na wat die vrou se rol is uit die woord uit. Alright, so vroue, luister nou mooi. Genesis hoofstuk 2 vers 18. Genesis hoofstuk 2 vers 18. Ek praat met die vroue in terme van die rol. Ek gaan nou by die manne uitkom. So die vroue se rol is Genesis 2 vers 18. Luister wat sê die woord. Ook het Jahwe Elohim gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp gee of 'n hulp maak wat by hom pas. Is dit dan maar pragtige woorde? Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Nou die Hebreëse woord vir die hulp is ezer kenegdu. Dis die Hebreëse woord vir hulp. Ezer kenegdu. En ons lees dit in Genesis 2 vers 18 en ons gaan partykeer net daaroor en ons lees hulp. Okay, ek moet my man help. Ek moet my man help. Ek is sy hulp. Maar ons verstaan nie die volle konteks daarvan nie.
Ons verstaan nie die volle betekenis daarvan nie, en dis wat ek gou met jou wil deel. En die Hebreëse woord ezer kenektu is 'n baie diep woord wat ek gou aan jou wil oordra. So, hierdie woord beteken, vroue, ezer kenektu, jy's 'n hulp. Vroue, dit beteken jy's 'n warrior. Jy veg vir jou man. Jy's 'n warrior, jy's 'n geestelike warrior wat bid vir jou man, wat hom ondersteun, wat veg vir jou man, wat geestelik as 'n warrior optree vir jou man en vir jou huisgesin. Dit is 'n ezer kenektu, jy's 'n warrior. Tweedens, jy's 'n sterk hulp. Nie net 'n hulp nie, jy's 'n sterk hulp. Met ander woorde, iemand waarop jou man kan staatmaak. Jy's 'n sterk hulp. Jy's 'n pilaar, jy's iets waarop hy kan steun en jy's sterk om hom te dra wanneer hy dit nodig het. Jy's 'n sterk hulp. En dan derdens, jy's die man se perfekte pasmaat. Met ander woorde, dit pas soos 'n legkaart by mekaar. Jy's jou man se perfekte pasmaat. Daar is niemand anders te vir jou man behalwe jy nie. Vader het julle by mekaar gemaak, by mekaar gesit. Jy is jou man se perfekte pasmaat. En vierdens, en die laaste ene is, jy omring jou man. Jy moet hom omring. So wat beteken dit om jou man te omring? Dit beteken, as ek nou hier staan, en ek kyk vorentoe, en ons as manne moet kan vorentoe beweeg. Ons as manne moet kan fokus hou, ons moet direksie hê, en ons moet vorentoe beweeg, en ons moet ons huisgesin vorentoe vat in alle aspekte, en daarom moet ons gefokus bly. Ek kan nie links of regs afwyk nie. Ek kan nie toelaat dat die dinge van hierdie wêreld my aandag aflei nie. Ek moet gefokus bly. My oë moet gefestig wees op Yeshua, my leidsman en volëinder van my geloof, en ek beweeg vorentoe. En baie keer sien ek nie die gevare raak nie. Baie keer sien ek nie wanneer daar mense na my kant toe kom wat dalk my nie goedgesind is nie, wat dalk kom met 'n agenda, en dan kom my vrou en sy omring my. Met ander woorde, sy is om my, sy omring my hele lewe, my hele wese. Dan kan sy sien wat agter gebeur, wat dalk 'n vyand aankom om my aan te val. Sy kan dalk sien wanneer daar gevare aankom wat my dalk wil kom lam lê, en sy omring my om my veilig te hou in alle aspekte. Want om te omring, dis soos wat Job gehad het, hy het 'n hedge of protection om hom gehad. Hy was omring gewees deur die beskermende hand van Jahwe. So vroue, jy moet jou man beskerm. Jy moet jou man omring. Want baie keer kom daar gevare, en my vrou praat met my en sê, hoorie, so pas op vir hierdie persoon. Hoorie, so ek sien die agenda van hierdie vrou. En dan kom sy na my toe, dan waarsku sy my oor die gevare, en sy hou die gevare weg van my af, en sy omring my om my te beskerm van alle kante af. So dis 'n baie belangrike aspek vir die vroue om die man se ezer kenektu te wees. Dis baie meer as net hulp, hoor. Dis baie meer as net hulp. So, ek verstaan hoekom my vrou in die aande partykeer so moeg is. Want sy veg vir my. Sy's my sterk hulp. Sy's my perfekte pasmaat. Sy omring my daagliks in alle aspekte, omring sy my. En sy maak seker, hoorie so, hier's probleme, hier's gevare, kom ek help jou, kom ek omring jou, en ek pas my warrior gesindheid toe om jou te beskerm van alle gevare. Het jy geweet, vroue, hierdie is 'n goddelike eienskap wat die vrouens moet aanneem. Dis 'n goddelike eienskap wat die vroue moet aanneem. Hoekom? Want Vader Jahwe word ook beskryf as ezer. Hy word beskryf as ezer. Psalm 33 vers 20 sê, ons siel wag op Jahwe, hy is ons hulp, ons ezer en ons skild. Halleluja! So, selfs Vader word genoem ezer. So dis 'n goddelike eienskap. Psalm 46 vers 2, Elohim is vir ons 'n toevlug en sterkte. As hulp, as ezer, in benoudhede is hy in hoë mate beproef. Hier sê die woord weer, hy is ons ezer, hy is ons hulp.
Net soos wat Jahwe jou eser is, jou hulp is, so is die vrou die man se eser connectie. Die gees van Jahwe word genoem die trooster of die helper, en dis ook eser. Met ander woorde, die gees help ons. Die gees lei ons, die gees help ons, en wanneer ons weet nie altyd wat om te bid nie, en die gees kom ons swakhede tot hulp. Hy is ons eser. So die vrou se attribute as eser moet wees soos Vader Jahwe, wat ons as mens 'n eser is of 'n helper is. Nou sê Spreuke 18 vers 22, wie 'n vrou gevind het, het alles, het iets goeds gevind. Ekskuus, wie 'n vrou gevind het, het iets goeds gevind en 'n welgevalle van Jahwe verkry. Halleluja. Die oomblik toe ek my vrou gekry het, het ek die beste gekry. Ek het iets goeds gekry. Ek het iets goeds gevind en ek het welgevalle voor Jahwe gekry. Wie 'n vrou gevind het, het iets goeds gevind. So vroue het nou natuurlik die keuse om vir hulle mans goed te wees. Jy het 'n keuse. Jy moet daai keuse maak. En nou wil ek jou bring by die woord in die boek van Titus hoofstuk 2 vers 3 tot 5. Daar is 'n paar attribute wat ek gou wil oordra aan die vroue in terme van die huwelik. So nou praat hy in vers 3. Hy sê die ou vroue moet ook in hulle gedrag wees soos dit die heiliges betaam. Geen kwaadsprekers of aan baie wyn verslaaf nie, maar leraresse van wat goed is, sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê, ingetoe te wees, kuis, huislik, goed, aan hulle eie mans onderdanig, sodat die woord van Elohim nie belaster word nie. Want so ek het 'n paar woorde hier uitgehaal, en hierdie woorde, ons lees dit en ons besef nie altyd wat ons lees nie. Ons lees oor dit. En ek wil dit vandag hanteer in terme van die huwelik, so hoe die vrou moet funksioneer, wat die rol is van die vrou in die huwelik. So vroue, jou rol in die huwelik is om heilig te wees. Om heilig te wees. Weet jy wat kan ek nie verstaan nie? Is dat daar is soveel vrouens wat getroud is. En hulle is getroud met hulle man, maar hulle adverteer hulle self asof hulle nog enkellopend is. Ek kan dit nie verstaan nie. Hulle adverteer hulle self in terme van wat hulle aantrek, hoe hulle aantrek, aan ander mans, asof hulle alreeds of nog steeds enkellopend is. Ek het nog nooit nodig gehad om vir my vrou te sê, hoorie so, my vrou, jy kan nie so in die publiek verskyn nie. Maak jouself toe asseblief, jy kan nie so, hoorie so, jy ontbloot jouself nou so bietjie. Ek het nog nooit nodig gehad om dit vir my vrou te sê nie, want weet jy hoekom? Ek is haar man. Ek is haar man. Wanneer sy in die publiek is, maak sy haarself toe. Sy tree op as 'n heilige vrou in die publiek. Maar dit maak my hartseer om te sien dat soveel getroude vrouens adverteer hulle self asof hulle soek vir ander mans. Dis hartseer. Jy moet heilig optree, en heilig beteken jou gedagtepatroon, jou optrede, jou gedrag, hoe jy aantrek en hoe jy funksioneer. So vrouens, julle moet heilig wees. Heilig vir julle mans. Geen kwaadspreker. Geen kwaadspreker. So wat beteken geen kwaadspreker? Dit beteken ek maak nie van my man 'n monster by enigiemand anders nie. Ek maak nie van my man 'n monster by my familie, by my ouers, by my vriendinne. Daar's geen kwaadsprekery wat uit my mond uitkom teenoor my eggenoot nie. Geen. Ek praat geen kwaad oor enige iemand anders te wanneer ek in die publiek kom, wanneer ek met enige iemand anders te praat nie. Wanneer mense by my vrou kom, dan weet hulle kan van geen mens sleg praat nie, en sy praat ook nie sleg van enige iemand anders nie. Geen kwaadspreker. Dan sê die woord nie aan baie wyn verslaaf nie. Ek het eintlik hier gesit en dis wat dit beteken, geen drinker. Wat dit beteken? Geen drinker. So, ek kan nie, die vrouens kan nie enigsins in drank of in alkohol verval nie. Jy moet geen drinker wees nie. Want dis nou die lelikste ding wat jy kan kry, is 'n vrou wat drink.
'n vrou wat verslaaf is aan alkohol, 'n vrou wat haarself wangedra as gevolg van alkohol. Dis verskriklik. So eintlik, vrouens, geen drinker. Jy is heilig aan Jahwe, heilig teenoor jou man, geen kwaadspreker, geen drinker. Nou gaan die woord verder. Hy sê, en moet 'n lerares wees en leer wat goed is. Nou ek kan alleen iemand leer wat goed is as ek weet wat dit is. So daarom met die vrouens, hulle moet daai wete hê van wat goed is, hulle moet heilig wees aan hulle mans, hulle moet weet wat goed is en dit kan toepas aan hulle lewe om ander te leer. Dan sê die woord, vroue, julle moet versigtig wees. Wat beteken daai woord versigtig? Daai woord versigtig beteken, die vroue moet helder van verstand wees, 'n gesonde verstand hê, en nie emosioneel 'n wrak wees nie, en gedissiplineerd. So vroue, jy kan nie 'n emosionele wrak wees wanneer jy in die huwelik staan. En ongelukkig sien ek dit baie, want daar's soveel vroue wat as gevolg van hulle verlede, selfs met mans, as gevolg van hulle verlede, nou kom hulle saam in die huwelik, en daai vrou bring soveel emosies in die huwelik, en daai vrou is 'n emosionele wrak. En as gevolg van die vrou se verlede, die oomblik wanneer die vrou dalk uitvind, o, maar daar's 'n dame wat by die kantoor werk, is jy 'n emosionele wrak en bel elke 15 minute, bel jy werk. Of jy daag by die werk word. Of jy vra maar, hoorie so, was hierdie vrou vandag by jou? En jy kry sommige gedagtes en jy tel goed op wat nie daar is nie, want die vrou is 'n emosionele wraak. So vroue, dis wat die woord sê, jy moet versigtig wees, met ander woorde, helder van verstand, gesonde verstand en nie 'n emosionele wraak nie. Gedissiplineerd. Jy's gedissiplineerd in jou optrede. Jy's gedissiplineerd in wat jy doen. Jy's gedissiplineerd in jou denkwyse. Jy's nie 'n emosionele wrak nie, en as jy sukkel met emosies, daar is altyd hulp vir jou. Daar is hulp om jou emosies in toom te hou. Want ongelukkig word ons beïnvloed deur vrees en verwerping en skuldgevoel. En mense hardloop weg met hulle emosies. Dan sê die woord verder, vroue, julle moet ingetoe wees. Ingetoe, wat beteken die woord ingetoe? Nou die oorspronklike Griekse woord en vertaling sê, dat ingetoe beteken beskerm. So met ander woorde, die vroue moet hulle mans beskerm, die vroue moet hulle red van gevare, die vroue moet hulle mans genesing bring, en die vroue moet heel maak wat gebroke is. Dis wat die vroue moet doen. Die vroue moet ingetoe wees, so jy beskerm, jy red van gevare, jy bring genesing, en alles wat gebroke is, maak jy reg. Dis wat 'n vrou moet doen. Dis die rol van 'n vrou in terme van die huwelik. Sjoe, dis belangrik, mense. Dis nie so eenvoudig soos wat ons altyd net gedink het nie, en ons lees oor hierdie goed en ons dink, okay, dis seker maar nice, dis seker maar great, en ons verstaan nie wat dit werklik waar beteken nie. En dan sê die woord, die vrou moet kuis wees. Nou wat is daai woord kuis? Wat beteken dit? Dit beteken ek hou myself rein vir my man. Ek hou myself rein vir my man. En weet jy wat sien ek baie? Ek sien baie keer die vrouens stof hulle self op, yes, en dis make-up, en hulle dra, hulle kleredrag, en hulle trek aan, en hulle maak gereed, en hulle stap by die huis uit, en hulle gaan werk. En dan kom hulle van die werk af terug, dan haal hulle alles af, en hulle trek gewone klere aan, en dan kom die man by die huis. En dan vra jy die vraag, okay, maar hoekom het jy jouself nou so mooi gemaak? Nee, dis vir my man. Okay, was jou man dan by die werk gewees? Nee. Okay, so vir wie het jy dit gedoen? So jy moet jouself rein hou vir jou man. So dieselfde gedrag wat jy het in terme van die publiek, en ek verstaan, ons moet ordentlik lyk wanneer ons uitgaan, maar ons as manne en vroue moet ons self rein hou vir ons huwelikspaar, vir ons huweliksmaat, vir ons eggenoot. So vroue, hou jouself rein vir jou man.
Net soos wat die bruidegom of die bruid, die gemeente van Yeshua, die liggaam van Yeshua, haarself rein hou vir die bruidegom wat gaan kom. So moet ons dit ook doen. Ons moet onsself rein hou. So vroue, dis jou rol. Jy moet jouself rein hou vir jou man. Dan praat die woord van, jy moet huislik wees. Wat beteken dit om huislik te wees? Wat beteken dit? Dit beteken, vroue, jy skep die regte atmosfeer. Jy skep die regte atmosfeer. In ander woorde, as die man by die huis kom, dan moet die atmosfeer reg wees. Maar weet jy wat gebeur baie keer? Die man kom by die huis, en hy gee een kyk vir die vrou, en dan dink hy, jees, dit sal wees so dag. En dan kan hy soms sien, maar hierdie vrou van my is nie op 'n goeie plek nie. En dan is die man se gesindheid en die geaardheid is, want ons wil altyd alles regmaak, en ons wil daar wees, en ons wil die vrou ondersteun en help. En dan sê die man, hoorie so my vrou, is daar iets fout? Nee, niks nie. Dan dink die man, okay, alright. En wat is die heel eerste ding wat by die man se gedagte opkom? Kan ek vir jou sê? Wat is die heel eerste ding wanneer dit gebeur en daai atmosfeer word geskep en die man vra hoorie so, wat's fout? Niks nie. En duidelik is daar iets fout. Wat is die heel eerste gedagte wat by die man opkom? Wat het ek nou alweer gedoen? Dis wat gebeur. Dis wat gebeur. En wat gebeur dan? Daar's 'n verkeerde atmosfeer, dan is daar konflik en dan beklei die man en die vrou en die atmosfeer in die huis word gebreek en die kinders stel dit op en die kinders weet, hoorie, so nou moet ek lig loop vandag en die man weet sommer, vanaand slaap ek nou weer by welkom en of ek slaap op die bank of wat ook al. En dan is daar konflik in die huis. So vroue, jou rol is om die regte atmosfeer te skep. En die vrouens sê ons altyd, maar hoorie so, ons soek iemand wat kan kommunikeer, en kommunikasie in die huwelik is so belangrik, en ons moet kommunikeer oor alles, en in die oomblik wanneer die man kommunikeer, hoorie so my vrou, wat is fout? Niks nie. Okay, dis goeie kommunikasie. Regtig. En moet nou nie die mans weggooi nie, want die manne doen presies dieselfde. Manne doen ook. So vrouens, jou rol is om die regte atmosfeer te skep. Die regte atmosfeer. Dan, laastens, moet die vroue onderdanig wees aan hulle mans. Nou wat beteken dit? Beteken dit dat die vrouens moet nou die manne se voetvel wees, en die mans kan net oor die vroue loop? Is dit wat dit beteken? Nee. Om onderdanig te wees is, die vrou behou haar posisie en ondersteun haar man in sy posisie. Onthou een ding, 'n vrou het 'n rol en 'n vrou het 'n sekere posisie en 'n man het 'n rol en 'n man het 'n sekere posisie. Daar's 'n orde in terme van die huwelik en daai orde kom van die woord af, kom van God af. Hy het dit ingestel en ons moet by die orde hou. Die oomblik wanneer daar disfunksionaliteit is in die huwelik en die orde is nie daar nie, dan kry die vyand die wettige reg om aan te val. Want hy wil die orde breek. Hy haat die orde van God. So om onderdanig te wees beteken, ek behou my posisie as vrou en ek ondersteun my man in sy posisie. Right, so wat is dan die rol van die man? Nou het ek met die vroue gepraat en nou kom ek by die mans. En die mans, julle het ook 'n belangrike rol. Julle het ook 'n baie belangrike rol. So wat is die manne se rol? Nou wil ek jou weer vat in Genesis hoofstuk 2 vers 15. Genesis hoofstuk 2 vers 15. Toe het Jahwe Elohim die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Om wat te doen? Om dit te bewerk en te bewaak. So, om te bewerk beteken avad of avoda. Dis die Hebreëse woord daarvoor. Avad of avoda. Dit beteken om te bedien, om te serve en om te werk. So manne, jou rol is om jou huisgesin te bedien, om jou vrou te bedien, om te serve. Dis jou rol. Jou rol is om te werk, want die huwelik kos werk. Jy moet werk vir jou huwelik.
Daar's te veel mans wat passief geword het en in hulle hande vou en dink die vrou moet nou alles doen. Nee, inteendeel, Vader het jou geskape met daai spesifieke rol wat jy moet uitleef. Jy moet bewerk en jy moet bewaak. Jy moet bewerk en bewaak. Die huwelik kos werk, ouens. Dit is die man se werk om dit te bewerk, sodat dit sy volle potensiaal kan bereik. En Vader gee aan jou die rou materiaal en jy moet dit bewerk. Nou kyk gou hier. Kyk gou hier. Nou bevind Adam hom in die tuin van Eden. Adam is geskape, Vader skape die tuin van Eden. Wat is in die tuin van Eden? Alles wat die man nodig het. Alles. Weet jy wat sê Vader vir hom? Hy sê, hoor hierso, daar's die tuin van Eden. Bewerk dit en bewaar dit. So wat moet die man doen? Vader gee aan hom die rou materiaal van die tuin van Eden. So nou met Adam, nou met die mens, die man, sy rol is om daai rou materiaal te vat en om die volle potensiaal van daai rou materiaal, die tuin van Eden, moet hy die volle potensiaal daaruit ontgin en hy moet dit beskerm, hy moet dit bewaak, dat dit nie verwoes word nie. Met ander woorde, hy moet maintenance doen. Hy moet seker maak, die gras word gesny. Hy moet seker maak, die bossies word uitgetrek. Hy moet seker maak, hoor jy, so as hy sien, okay, maar hier's 'n probleem. Hierdie takke groei bietjie wild. Kom ek sny hierdie takke. Hoor jy, so hier's probleme. Kom ek maak dit gou reg. So die man se rol is, hy moet dit bewerk en hy moet dit bewaar. So Vader gee aan jou as man, gee hy jou die rou materiaal in die vorm van jou vrou. Op julle huweliksdag gee hy die rou materiaal. En hy sê vir jou as man, hy sê, jy moet nou dit bewerk en bewaak. So jy moet uit jou vrou uit, die volle potensiaal moet jy uit jou vrou uithaal en jy moet haar beskerm. Jy moet haar beskerm. So manne, luister gou na hierdie groot waarheid. Luister gou na hierdie groot waarheid. So indien die huwelik nie werk nie, beteken dit dat die man nie die rou materiaal geneem het, aan die woorde die vrou, en dit bewerk het om juis die volle potensiaal waarvoor dit geskape is, ten volle te bereik nie. En ons wil altyd die vinger wys. O nee, dis my vrou. O nee, dis my man. O nee, dis hierdie. O nee, dis die derde party. O nee, dis daai. Maar weet jy wat? As die huwelik nie werk nie, wie se skuld is dit? Die man se skuld. Die man se skuld. Weet jy hoekom? Want jy moet van die begin af, wanneer die man en vrou by mekaar kom, is dit die man se rol om van die begin af te bewerk en te bewaak. Te bewerk en te bewaak. Met ander woorde, jy het 'n baie belangrike rol en funksie wat jy moet volbring. Baie belangrike rol. So, indien die huwelik nie werk nie, is dit die man se skuld dat hy nie bewerk het nie. En hy het nie bewaar nie. Want luister gou baie mooi. Vrouens werk op 'n spesifieke wyse. Vader het die vroue gemaak op so 'n wyse dat alles wat die vrou ontvang, vermenigvuldig die vrou en sy gee dit terug vir die man. So met ander woorde, jy moet die volle potensiaal daaruit ontgin. En dis dieselfde wat Adam gedoen het in die tuin van Eden. Dis dieselfde wat hy gedoen het in terme van sy huwelik en sy kinders. Hy moes dit gedoen het en ons as manne moet dit ook doen. So nou, manne, luister gou baie mooi. As jy vir jou vrou 'n huis gee, maak sy daarvan 'n woning. As jy vir jou vrou groceries koop, en jy koop die groceries, jy pak die kaste, sy vat daai groceries, sy vermenigvuldig dit en sy gee vir jou 'n pragtige ete. 'n Vrou kom, en as jy nou natuurlik vir haar 'n saad gee, sy vat daai saad, sy vermenigvuldig dit hier in haar, en sy gee vir jou 'n kind. As jy vir 'n vrou moeilikheid gee, sy vermenigvuldig daai moeilikheid en sy gee dit terug vir jou. Dis so 'n vrou werk. So 'n vrou werk. So dis hoekom dit so belangrik is dat die man sy rol moet vervul om die tuin of die vrou wat jy ontvang as rou materiaal om dit te bewerk en te bewaak. So as jy nie hou
van wat jy ontvang van jou vrou nie, gee vir haar iets anders te. Verander wat jy vir haar gee. Verander wat jy vir haar gee. As jy nie hou van wat jou vrou vir haar gee, vir jou gee nie, verander wat jy vir haar gee. Dis hoe dit werk. Hier sê die woord dit, dis die man se rol om te bewerk en te bewaak. So wat is die woord bewaak? Bewaak is shamar. Dis die Hebreëse woord shamar. Dit beteken ek beskerm, ek preserveer en ek onderhou. Ek beskerm, ek preserveer en ek onderhou. Nou wat beteken dit om te onderhou? In ander woorde, kom ons vat hierdie scenario. Manne, as jy by die huis kom, dan loop jy so 'n bietjie om die huis, dan sien jy, okay, hierdie geet het so 'n bietjie gesak. Ek sien sy ribbets het losgekom, ek moet ek maintenance doen. Want die water kom, as die water kom, dan spoel dit nou uit en miskien loop dit onderdeur, so ek moet hier maintenance doen. Okay, ek sien, hier's vog wat opkom, hier's 'n probleem, ek moet maintenance doen daar. Ek sien, hier's die verf besig om af te dop, ek moet hier maintenance doen. En jy kom agter, hier's 'n probleem, hierdie hek wil nou nie meer lekker werk nie, ek moet hier maintenance doen. So dis die man se verantwoordelikheid om mooi te kyk, om te sien, ek moet onderhoud doen. Hier's sekere probleme, hier's goed wat nou skeef loop, en ek moet onderhoud doen, en wat doen die man dan? Dan vat die man sy tools, of partykeer kry 'n man 'n spesialis uit, om te sê, right, kom ek maak hierdie goed reg, en dan word dit reggemaak. So dis die man se rol in terme van die huwelik ook. Jy moet onderhoud doen. Jy moet onderhoud doen. Jy moet beskerm, jy moet preserveer en jy moet onderhou. Dis wat bewaak beteken. So die man kyk vir enige gevare en hy elimineer dit. Hy kyk na dinge wat beskadig is en hy maak dit reg en hy maak seker dat geen ander skade gerig word nie. So dit is 'n aktiewe proses wat elke dag moet plaasvind. 'n Aktiewe proses wat elke dag moet plaasvind. Want wat gebeur as jy dit nie doen nie? En dit gebeur. Want mans sit baie keer met hulle hande gevou, ek het mos nou hierdie vrou getrou, ek hoef mos nou niks meer te doen nie. En wat doen die mans? Die mans let go. Die mans laat gaan hulle self ook partykeer. Want baie mans toe hulle in die huwelik gestaan het hulle goed gelyk. En vandag, dat jy so 'n bietjie 'n paar kilogram aangesit. En dan verwag jy, en jy meet baie keer jou vrou, meet jy baie keer aan ander vroue, en veral op Instagram of op Facebook, dan meet jy jou eie vrou teenoor hulle en sê, jy's kyk hoe mooi lyk daai vrou. Maar daai vrou het nie die kinders gebaar wat jou vrou gebaar het. Daai vrou het nie die oggende en die nagte opgestaan om vir jou te sorg soos wat jou vrou dit gedoen. En baie keer ons as manne raak onaktief en ons sit hande gevou en ons dink, ag nee, my vrou moet nou maar net gelukkig wees met alles. Ek het mos nou klaar my vrou getrou, ek hoef nou niks meer te doen nie. En wat gebeur dan? Na 10 jaar, na 20 jaar se huwelik, dan kom jy agter, jemmel, hier is 'n groot probleem. Hier's 'n groot probleem. Ewe skielik verstaan ons mekaar nie reg nie. Dis nie ewe skielik nie, dis 20 jaar al die probleem. Hoekom? Want die man sit met sy hande gevou en hy het geen bewaking gedoen nie. Hy het geen onderhoud gedoen vir die afgelope 10 jaar of 20 jaar nie. En nou ewe skielik wil jy iets begin doen nou dat dit te laat is. So dis 'n aktiewe proses wat elke dag moet plaasvind om te kyk, ek sien hier's 'n lek. Hier's die dak besig om te drup. Ek sien hier's 'n probleem. Ek voel die water word nie meer lekker warm nie. Hier's fout met die geyser. En jy maak daai probleme, maak jy reg. Jy moet onderhoud doen. En dit is dieselfde in terme van jou huwelik. Genesis 2 vers 19 tot 20. Nou kyk hierso. Hierdie is net so 'n belangrike rol in terme van die manne. Genesis 2 vers 19 tot 20. En Jahwe Elohim het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees.
so die mens dan name gegee aan al die vee en al die voëls van die hemel en al die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Right, so hier praat die woord, en luister gou hier wat gebeur hier. Hier kom Vader en hy skep alles. Hy skaap alles. Hy skaap die diere, hy skaap vir Adam en Eva, en Adam word eerste geskape, en hy skaap al die diere, hy skaap alles, en hier bring Vader al die diere na Adam toe. So Vader involve vir Adam in terme van die skepping. Hy kry hom betrokke. Hy kry vir Adam betrokke. Met ander woorde, manne, julle moet betrokke wees. Julle moet betrokke wees in julle huwelik. Julle moet betrokke wees in julle ouer-kind verhouding. Julle moet betrokke wees in alle aspekte van jou lewe met jou vrou en met jou huisgesin. Jy moet betrokke wees. So hy bring die skepping, bring hy na Adam toe, en hy sê, Adam, jy moet alles wat ek geskaap het, moet jy name gee. En soos wat jy dit noem, Adam, so sal dit wees. Weet jy wat gee Vader eintlik vir hom? Vader gee vir hom die skepingskrag om goed uit daardie diere uit te roep vir wat hulle is. Luister baie mooi. Daar is 'n menslike verantwoordelikheid en 'n autoriteit wat Vader vir hom gee. Daar's 'n menslike autoriteit en 'n verantwoordelikheid wat Vader vir Adam gee, vir die mens. Daar is 'n goddelike vennootskap wat Vader maak met die skepping. Dis Adam en die skepping. So om name te gee het 'n baie groot betekenis. Vader sê vir Adam, hoor hierso, hier's al die diere. Dit wat jy hulle noem, so sal hulle genoem word. Soos wat jy jou vrou noem, so sal jou vrou wees. Soos wat jy jou kinders noem, so sal jou kinders wees. Jy het 'n goddelike verantwoordelikheid, jy het autoriteit om alles uit jou vrou en jou kinders uit te ontgin, en dit wat jy hulle noem, so sal hulle wees. Om name te gee het 'n baie groot betekenis. Jy roep en verklaar die karakter en eienskap wat in jou vrou is. Jy roep dit en jy verklaar dit. En baie keer, wat gebeur baie keer in gesprekke? My vrou is mislik. My vrou is 'n moeilike mens. Wat gebeur dan? Jy roep en jy verklaar dit. Jy roep en verklaar dit. Dan wonder jy, hoekom is my vrou so moeilik? Hoekom is my vrou so 'n mislike mens? Want jy roep en jy verklaar dit. Dit wat jy noem, so sal dit wees. Jy verklaar seëninge en voorspoed. Die man verklaar dit. Die man verklaar die toekoms en die goddelike doel van jou vrou en van jou kinders. Kan jy sien hoe belangrik die Shabbat is op 'n Vrydag aand? Dat die huisgesin bymekaar kom. Dat die man sy rol opneem om te bedien, om te bewerk en te bewaak. Want die man was sy vrou se hande. En die man spreek lewe oor sy vrou. Die man seën sy vrou, verklaar seëninge en voorspoed oor sy vrou, roep die karakter en eienskappe uit sy vrou se lewe en ook uit sy kinders, verklaar die toekoms en die goddelike doel oor jou vrou en oor jou huisgesin. Dis hoekom die Shabbat op 'n Vrydag aand so belangrik is. Want jy bid vir jou vrou, jy seën jou vrou, jy seën jou kinders vir 52 weke in 'n jaar, so hulle sal geseënd wees. Halleluja. Dan gaan jy sit met 'n huwelik wat hemel op aarde is. So dit wat die man moet doen in die huwelik en die huishouding, ook met die kinders, is dit wat ek nou vir jou gelees het. Dis wat die man moet doen in die huwelik en in die huishouding en ook met die kinders. Dis wat die man moet doen. So, nou dat ek hierdie vir jou gegee het, want die man se rol is om absoluut te verklaar die karakter en eienskappe van die vrou in die vrou se lewe, om te verklaar die seëninge en voorspoed, om te verklaar die toekoms en die goddelike doel in die vrou se lewe. So, nou dat ons dit weet, en ons het nou daai gedeelte gelees in die boek van Genesis, nou gaan die volgende skrif vir jou meer betekenis maak. Of vir jou meer betekenis gee. Efesiërs hoofstuk 5 vers 28.
Efesiërs 5 vers 25 tot 28. Luister gou hier. Luister gou hier. Ek wil hê jy moet hierdie saam met my lees. Jou Bybel het, merk dit in jou Bybel. Efesiërs 5 vers 25 tot 28. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Messia ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig. So maak hierdie gedeelte vir jou 'n bietjie meer sin nadat ek die voriges gehanteer het? Absoluut. Want manne, hoe moet jy optree? Jy moet bewerk en bewaak. Jy moet die volle potensiaal uit jou vrou uithaal. Net soos wat Vader jou liefhet, net soos wat Yeshua jou liefhet, en Yeshua die beste uit jou wil uithaal, hoekom? Wat hy het sy lewe afgelê vir jou. Hy het sy lewe afgelê. Net soos die manne hulle lewe moet aflê vir hulle vroue. Met ander woorde, dis nie meer ek nie, maar dis ons. So ek kan nie meer selfsugtig optree nie. Dit gaan nie net oor my nie, dit gaan oor my vrou ook. Gaan oor my kinders ook. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Messia, luister mooi, julle moet julle eie vroue lief hê. Julle eie vroue, nie die vroue op Facebook of Instagram, of die vroue baie keer op pornografie, nie daai vroue nie. Jy moet jou eie vrou lief hê. Jou eie vrou lief hê, soos Messia ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig. Nadat hy dit gereinig het met die waterbad van die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees, so behoort die man hulle eie vroue lief te hê, soos hul eie liggame. Wie sy vrou lief het, het homself lief. Kan ek gou vir jou iets sê, as jy jou vrou lief het, en jou vrou ervaar daardie liefde, en daai omgee, weet jy wat gebeur? Daar kom 'n outomatiese onderdanigheid. Jy het nie eens nodig om die vrou te leer nie. Daar kom 'n outomatiese onderdanigheid, want dit wat jy vir jou vrou gee, dit wat jy graag wil hê as man, moet jy vir jou vrou gee, en dan ontvang jy wat jy wil hê. Selfs met die vroue. Dit wat jy graag van jou man wil hê, moet jy vir jou man gee, en dan sal jy dit ontvang. So, hier kom 'n baie belangrike aspek. Luister wat sê die woord. Hy sê, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. Nadat hy dit gereinig het deur die waterbad van die woord. Ons as mens bad gereeld. Ons party wat elke dag bad. Party mense wat selfs 2 keer 'n dag bad. Party mense bad dalk elke tweede dag. En wat gebeur as jy 'n week lank nie gebad het? Jy's vuil, jy stink. As party mense wat na 'n dag se harde werk, wat moet bad, want daar's so 'n bietjie van 'n reukie. Ons is almal mens, Ons het nodig om te bad. En baie keer sal die man dalk sê, maar my vrou, jou attitude is verskriklik. Met ander woorde, jou attitude stink. Weet jy hoekom stink die vrou se attitude? Manne, jy het nie jou vrou gewas met die waterbad van die woord nie. As jy jou vrou bedien, en jy gee vir haar woord, en jy dra haar, en jy ondersteun haar, en jy was haar met die waterbad van die woord, met ander woorde, jy kom jou rol, jou plig, kom jy na as die persoon wat moet bewerk en bewaak en bedien, gaan jou vrou se attitude nie stink nie. Gaan nie stink nie. Baie ouens sê, nee, my vrou het so 'n attitude, sy het permanent 'n hoofpyn. Weet jy hoekom? Van die man was nie die vrou met die waterbad van die woord nie. Dis hoekom. So manne, jy moet jou rol nakom. As jy agterkom, maar hoorie, so hier's fout met my vrou, was haar met die waterbad van die woord. As jy agterkom, sy het so bietjie van 'n attitude, dan was jy haar met die waterbad van die woord. Dis jou rol. Dan kom jy ewe skielik agter, maar die probleem was nie my vrou nie, die probleem is dat ek kom nie my rol na nie, ek het haar nog nie gewas met die waterbad van die woord nie. En ek waarborg jou, as jou kind, as jou seentjie, as hy buite rond speel en hy raak vuil, wat gaan jy doen? Gaan jy hom in die bed sit? Nee, jy gaan hom eers in die bad druk. Dan sit jy hom in die bed. Maar baie keer druk ons vrouens in die bed en ons verwag dat hulle moet opstaan met 'n goeie attitude, maar ons het hulle nie gewas met die waterbad van die woord nie.
So wie se skuld is dit? Dis die manne se skuld. Die manne se skuld. So ouens, ek wil hierdie met jou gedeel het vandag, en ek glo en vertrou, hierdie maak vir jou iets anders te oop in terme van die huwelik. En nou wil ek hê, as jy jou huweliksmaat by jou het, wil ek hê dat jy jou huweliksmaat so 'n bietjie in die oë moet kyk en die hande vashou en mekaar in die oë kyk, en ek wil graag saam met julle bid. Ek wil baie graag saam met julle bid. As jy enkel lopend is, ons bid vir jou ook. Dat Vader vir jou die regte persoon sal gee. Die regte man wat dit doen wat die woord sê. En die regte vrou wat dit doen wat die woord sê. Dat jy 'n Spreuke 31 vrou sal hê. Dat jy 'n man sal hê soos wat Yeshua optree teenoor die gemeente. As jy enkel lopend is en jy is nog nie getroud nie, dan bid ons dat dit sal realiseer in jou lewe. Maar as jy getroud is vandag en jy kyk na hierdie uitsending, vat jou man se hande, vat jou vrou se hande, kyk mekaar mooi in die oë en kom ons verklaar God se liefde teenoor mekaar en ons eie liefde teenoor mekaar, en dat ons mekaar sal reg hanteer van vandag af met die woord, en dat ons dit sal uitleef wat die woord vir ons kom gee. So kom ons bid saam, net daar waar ons is, kom ons bid saam. Vat jou man se hande, vat jou vrou se hande, kyk mekaar mooi in die oë, kom ons bid saam. Vader, ons dank U. Ons dank U vir die huwelik. En die huwelik moet eintlik hemel op aarde wees. Vader, dankie vir manne en vroue wat vandag in eenheid staan. En ons roep na U, dat U die eenheid sal kom herstel in die huishoudings. Dat U die eenheid sal herstel tussen man en vrou. Dat die orde geherstel sal word. Vader, ons kom teen elke vyandwerk wat wil kom vernietig. En ons verklaar vandag, Vader, dat U sal kom verseël en sal kom herstel dit wat die vyand kom skaderig het. Dit wat die vyand probeer kom verbreek, Vader, dat U dit vandag sal kom herstel in die naam van Meester Yeshua. Vader, ek bid dat vroue sal besef die groot rol wat hulle het as Ezer Kenegdo. Dat hulle sal opstaan vandag as warriors om vir hulle mans te bid. Dat hulle sal opstaan as 'n sterk hulp, as hulle man se perfekte pasmaat en ook om hulle mans te omring. Om hulle te beskerm van ander buitegevare, Vader, wat wil slag, steel en verwoes. Vader, ons dankie dat ons weet dat vroue vandag hulle goddelike plig sal opneem om heilig te wees teenoor hulle mans. Geen kwaadsprekers, geen drinkers, leer wat goed is, versigtig en gedissiplineerd, ingetoe, kuis, huislik en onderdanig aan hulle mans. En Vader, dat hulle die woord sal toepas in hulle lewe. Dankie, Vader. Dankie dat ons weet dat die manne kom vandag hulle rol na om te bedien, om te bewerk en te bewaak. Dat die manne vandag U sal vereer en verheerlik en U ook sal verteenwoordig as Yeshua teenoor die gemeente. Ek bid, Vader, dat daar werklik waar liefde sal wees tussen manne en vroue vandag. Dat U waarlik die harte weer sal laat terugkeer na mekaar. Dat manne en vroue mekaar weer in die regte gesindheid sal hanteer en in die regte lig sal sien, Vader. Dat manne vandag hulle posisie sal opneem as konings, priesters en profete om te bewerk, om te bedien en te bewaak. Vader, dat die manne sal optree soos wat Yeshua optree, wat ons gewas het met die waterbad van die woord, dat die manne hulle vroue sal bedien met die woord en sal was met die waterbad van die woord. Ek dank U, Vader, dat U nou herstel inbring in mense se lewens, dat die huwelik nou geseënd sal wees, dat die huwelik vooruitgang sal ervaar. Vader, dat manne en vroue geen rede sal soek vir losmaking nie, maar dat hulle in 'n verbond sal staan teenoor mekaar. Ek bid dat die bloed van die lam hulle nou sal vasbind. Vader, ons kom teen elke aanval van die vyand om dit nou tot niet te maak. Vader, ons kanselleer elke ongoddelike verbond oor hulle lewe en ons verklaar dat hulle sal vasstaan in die verbond met die lewende God en 'n verbond met mekaar. En dat hulle so geseënd sal wees in die naam van Meester Yeshua. En ons bid dit en ons verklaar dit vandag, Vader, omdat U waaragtig is. U is 'n waarmaker van U. En ons dank U daarvoor in Yeshua se heilige naam. En my gees roep uit,
Halleluja, halleluja. Mense, baie dankie dat jy ingeskakel was. Ek glo en vertrou dat hierdie boodskap het 'n verandering kom doen in jou huwelikslewe en dat jy sal weet wat dit beteken om werklik waar geseënd te wees in jou huwelik as man en vrou en om jou rol uit te oefen in alle aspekte van jou lewe. Nou ja, dis altyd lekker om met jou te gesels. Jy moet jou Shabbat verder geniet. Tot volgende keer. Shalom.